Daar sê, kan ons miskien maar weer by mekaar kom, asseblief, sommer so, een, ja, ek gaan net water drink, dankie. Daar sê, ek wil graag hê ons moet voortgaan, want ek wil klaarmaak voordat ek moet klaarmaak, sodat ons so bietjie tyd het vir gesprek of kyk na van die vrae wat heel aan die begin gestel was. Ek wil sê dat Linda nou op die oomblik 'n evaluasievorm uitstuur of uitdeel, en ek wil vra dat u dit invul op 'n stadium wat u kans het. Dit verwys ook na vanaand se byeenkoms uit die aard van die saak, maar dit is maar 'n baie basiese soort evaluasievorm, en dan aan die einde enige kommentaar, dis absoluut oop. Dit wil sê, daar moet u asseblief enige kommentaar lewer, maar die tweede laaste vraag vra ander temas vir 'n Bybelskool. Ek dink die Bybelskool en die omvang daarvan in ons gemeente is eintlik 'n baie belangrike kenmerk van die gemeente se lering en die geloofsgroei in die gemeente. Anders as Linwood se Bybelskool is hier nie 'n kurrikulum wat mens oor tyd deurwerk nie. Ons het elke keer 'n tema wat ons vir 3 of 4 of 5 kere vat en deurwerk en probeer agterkom. Dit wil sê, as daar so 'n tema in jou kop is wat jy graag sou wou hê ons na moet kyk, sal ons baie graag daarvan wil weet. As 'n mens rondom Jesus se bediening wil sê ons weet presies hoe die goed gebeur het, dan loop ons weer eens vas teen die verskillende maniere waarop die toneel beskrywe word, waar 'n skrifgeleerde met Jesus kom praat oor die belangrikste gebod. Die bekendste een word dikwels in eredienste gebruik. Toe die Fariseërs hoor dat hy die Sadduseërs die sweye opgelê het, het hulle bymekaar gekom. Een van hulle, 'n wetskenner, het vervolgens 'n vraag gestel om hom te toets. Meester, wat is die belangrikste gebod in die wet? Hy het vir hom gesê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die belangrikste en eerste gebod. En die tweede wat hieraan gelyk staan, is jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Op hierdie 2 gebooie berus die hele wet en die profete. Punt. Dit word voorafgegaan deur 'n vraag oor die opstanding en voor dit 'n vraag oor die belasting. Daarna 'n vraag oor die seun van Dawid. Ons sê dis 'n vraag tussen vrae en dis telkens Fariseërs en skrifgeleerdes wat Jesus probeer vasvra of probleem vra na sy kant toe gooi. Die hele ding rondom 'n belasting kon hom maklik in die tronk laat beland het as hy net sy voet verkeerd gesit het. Die vraag oor die belangrikste gebod of die groot gebod is natuurlik moeilikheid in hoofletters. Markus vertel in Markus 12 vers 28 tot 31 presies dieselfde verhaal, en dis 'n baie belangrike verhaal. Dis waarom ons by die 3 sinoptiese evangelies al 3 hierdie saak kry, en dit is Markus 12 van vers 28 af. Ook Markus het vrae oor belasting, oor opstanding en dan oor die belangrikste gebod. En hier moet jy oplet dat die patroon heeltemal verander. Wetgeleerde vra, Jesus slaag die toets en hy volg op met kommentaar. Jesus prys hom, jy is nie ver van die koninkryk van God nie. Hoor 'n bietjie hoe werk dit.
Onthou dat die skrifgeleerde of die skrifkenner eintlik iemand met gesag is. Hy vra sy vrae nie uit die bloute of in die wyte in nie, hy weet. Een van die skrifkenners het hulle oorredeneer, het nader gekom, toe hy sien dat Jesus hulle goed geantwoord het op die vraag oor die opstanding. Vra hy hom, watter gebod is die belangrikste van almal? Jesus het geantwoord, die eerste is, luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Dis die Shema Israel uit Deuteronomium. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is dit, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is belangriker as die nie. Die skrifkenner het vir hom gesê, uitstekend meester, dit is waar wat u sê, dat hy die enigste is en dat daar geen ander is as hy nie. Om hom lief te hê met jou hele hart, jou hele verstand en met al jou krag en om jou naaste lief te hê soos jouself is belangriker as al die brandoffers en diereoffers. Hierdie ou sien iets in 'n wêreld waar brandoffers en diereoffers nog deel is van die versoeningsproses tussen mens en God. Toe Jesus sien dat hy verstandig geantwoord het, sê hy vir hom, jy is nie ver van die koninkryk van God nie. Niemand het dit toe meer gewaag om hom iets te vra nie. By Matteus het daar nog 'n vraag gevolg. Hierso sê Markus, die vraesessie is verby. Die belangrike ding wat hier gebeur is dat die skrifkenner, wat eintlik in sy eie kop reeds met sy een voet in die koninkryk van God staan, hy verteenwoordig die koninkryk van God in die midde van hierdie Joodse gemeenskapie van geleerdes. En Jesus sê vir hom, jy het verstandig geantwoord. Jy is nie ver van die koninkryk van God nie. Dis nou soos om 'n vlieg plat te slaan. Nee, daarna bly jy liewer stil. Dan's Lukas se weergawe baie interessante een, want hy hanteer dit heeltemal anderster. Dis baie bekend, Lukas 10 vers 25 tot 28 is die stukkie waarin die gesprek begin. Nou, so is dit tog nou. En kyk, 'n sekere wetskenner het opgestaan om Jesus te toets en hom gevra, meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te erf? Jesus sê toe vir hom, wat staan in die wet? Wat staan in die wet geskryf? Wat lees jy daar? Hy het geantwoord, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag en met jou hele verstand en jou naaste soos jouself. Jy het reg geantwoord, het Jesus vir hom gesê, doen dit en jy sal leef. Maar hy wou homself regverdig en het toe vir Jesus gevra, en wie is my naaste? Dan vertel Jesus 'n gelykenis wat eindig met die vraag in vers 36, wie van hierdie drie dink jy was 'n naaste vir die man wat deur die rowers oorval is? En hy het geantwoord, die een wat ontferming aan hom betoon het. Toe sê Jesus vir hom, gaan maak jy ook so. Dis 'n ander gebeurtenis, né? Dis die opsomming van die wet, maar die antwoord word deur die skrifgeleerde gegee. En dan word die implikasie van sy eie antwoord vir hom uitgestippel. Maar dis nie wat Matteus beskryf nie. Dis nie wat Markus beskryf nie. Dus 'n gebeurtenis word geneem en binne 'n ander konteks vertel. En ons hoef nie te dink, ons moet terugtreë en sê, daar was dus 3 kere wat 'n wetsgeleerde Jesus gevra het, wat sy groot gebod nie. Ons kan maar net lees hoe verskillend Lukas na hierdie dinge kyk as Markus en Matteus. Markus en Matteus amper identies, maar tog net verskillend aangebied. Lukas op 'n ander manier en sy groot boodskap is die gelykenis van die barmhartige Samaritaan, een van die gelykenisse wat slegs by Lukas voorkom. Matteus en Markus het nie
'n gelykenis van die barmhartige Samaritaan nie. Slegs Lukas sê dit en slegs in die verband met die vraag oor die groot gebod. Goed, die volgende tema is die van gered uit geloof alleen. Dit is 'n verskriklike belangrike tema in ons konteks, want ons is almal in die gereformeerde tradisie, en hierdie vers, Romeine 1 vers 17b, en ek het hierdie afdrukke gemaak uit die 1983 vertaling, want in die noot wat ek vanmiddag wou my 2020 vertaling op die rekenaar nie oopmaak nie. Toe val ek terug op die 1983 vertaling en dis nie so sleg nie. Romeine 1 vers 17 sê, dit is soos daar geskrywe staan, elkeen wat deur God vrygespreek is omdat hy glo, sal lewe. Meer as 500 jaar gelede was die Duitse priester Martin Luther vasgevang in 'n wêreld waarbinne wantoestande in die Rooms-Katolieke Kerk 'n baie groot klomp verskillende gelowiges dwars in die krop gesteek het. Daar is reëlings gewees dat mense aflate kon koop en betaal. Jy kon 'n afgevaardigde Rome toe stuur wat dan vir jou aflate gekoop het. Jy kan amper sê dis skuldbriewe, en daarmee kon jy jou sonde vergewe kry. Jy kon dit selfs vir iemand anders koop, en jy kon dit selfs vir iemand wat reeds gesterf het koop. Daar waar hy in die vagevuur sweet, kan jy dit dan koop en hom daaruit red en die warmtyd vir hom verkort. En meer as dit, was daar op verskillende vlakke, verskillende ontsaglike, problematiese gebruike. Dit gaan oor faktore van mag en magsuitoefening, die invloed wat die kerk op prinse gehad het en konings, en wat konings op die kerk gehad het, daai hele verwringing van die verhouding tussen kerk en staat het gemaak dat mense van wie die heel bekendste een Martin Luther is, regtig gevoel het dinge loop verkeerd. En soos met 'n aha-ervaring lees hy Romeine 1 by vers 17 en hy lees die teks raak wat Habakuk 2 vers 4 aanhaal. Dit is soos daar geskryf staan, elkeen wat deur God vrygespreek is omdat hy glo, sal lewe. En daarmee val die pennie vir Martin Luther en verander sy hele lewe, sy hele teologie. Hy formuleer sy stellinge wat hy teen die slotkerk van Wittenberg se deur vasslaan, en daarmee maak hy 'n stelling in die kerk, geen intensie om weg te breek van die kerk of 'n heukskybreker in die kerk te wees nie. Geen bedoeling om hiermee die reformatie te begin nie. Hy het nie die vorige aand gaan sit en gedink, sal dit nie lekker wees om tot in die 21ste eeu bekend te wees as die reformator nie. Hy was dit nie. Hy was in gesprek met die geloofsgenote van die dag. In daai sin sou ons kon sê, hy was 'n profeet soos Jeremia. Hy het in gesprek getree met sy tydgenote. En dis wat die stellings teen die slotkerk se deur beteken het. Ek is oop vir gesprek, maar soos wat so dikwels gebeur in 'n kruitvat, is 'n vonk veroorsaak 'n ontploffing. En in 'n moment verander Duitsland se hele godsdienstige lewe. En dinge versprei soos 'n veldbrand, die hele reformatie vind plaas, mense word geëkskommunikeer, en hulle word uit die kerk uitgestuur of gejaag, afgesny. Uiteindelik ontwikkel 'n situasie waar die Romeinse prinse die Romeinse kerk beskerm, die protestantse prinse die protestantse kerke, en so kom daar 'n magsverskuiwing in die hele groot Europese Christendom. Galasiërs gebruik dieselfde verwysing. Kom ons sê, ons aanvaar Galasiërs is ook uit die pen van Paulus.
dis aan die mense in Galasië geskryf en hy sê, en dat niemand op grond van die wet deur God vrygespreek word nie, is duidelik. Want hy wat deur God vrygespreek is omdat hy glo, sal lewe. Martin Luther kon hierdie vers ook raak gesien het, want dit is die ander plek waar Paulus vir Habakuk aanhaal. Habakuk sê in die Hebreëse Bybel, dit is die boodskap, wie nie reggesind is nie, sal sy verdiende loon kry. Hier staan nie, wie glo sal gered word nie. Maar die Septuaginta sê so. Die Septuaginta vertaling van Habakuk kom baie naby aan 'n punt waar hy iets sê wat 'n mens in verband kan bring met die aanvaarde teks, soos wat Paulus dit gebruik. Dis 'n baie belangrike saak om te verstaan, dat daardie vertaling van die Septuaginta bekend aan Paulus, die een is wat hy vat en gebruik, want hy het ook, omdat hy 'n rabbi was, die Hebreëse teks geken. Sy aanhaling sê die ding op 'n manier dat Habakuk sy boodskap nie sou herken het nie. Maar dit gaan in hierdie aanhaling en in Martin Luther se reaksie nie oor Habakuk nie, maar oor Paulus se teks en Paulus se verstaan van daardie gebeure. En dit bly nou bitterlik interessant om vir mekaar te sê, dit is soos daar geskrywe staan, elkeen wat deur God vrygespreek is, omdat hy glo sal lewe. Vryspraak op grond van geloof is al waarop dit neerkom. Dan is die vraag nou, wat van die werke? Geloof alleen, maar wat van die werke? Daar kyk ons dan daar is die bronteks in Habakuk, die laaste bladsy se aanhalings. Die eerste stukkie wat ek saam met u wil lees is Jakobus 2 vers 14 tot 17. En ek wil u herinner dat Jakobus Martin Luther se brief van strooi is. Dis uitdruklik verwys Martin Luther na die brief van Jakobus as 'n brief van strooi, want dit is net werk as bewys van geloof, en dis waarteen Martin Luther in opstand gekom het. Weereens moet 'n mens probeer om iets van 'n konteks in ag te neem, en dit is dat Martin Luther nie op die brief Jakobus as sodanig reageer nie. Hy reageer op 'n wêreld waar werkheiligheid aan die orde van die dag was. En om dit te bevraagteken, het hom sy priesterskap gekos. Om daarteen in reaksie te kom, het sy lewe bedreig. En om dan 'n brief te vat, weliswaar 'n korterige brief soos Jakobus, en Jakobus sê hierdie dinge moes hom geïrriteer het en dit het. Toe sê hy daarvan, hier's nou 'n brief van strooi. Want, wat sê hy? Wat help dit my broers as iemand beweer dat hy glo, maar sy dade bevestig dit nie? Kan so geloof 'n mens red? Sê nou daar's 'n broer of 'n suster wat nie klere het nie en dag vir dag honger ly, en sê nou een van julle sou vir hulle sê, mag dit met julle goed gaan trek julle warm aan en eet genoeg. Maar julle gee nie vir hulle wat hulle nodig het om van te lewe nie. Wat help dit dan? So gaan dit ook met die geloof. As dit nie tot dade oorgaan nie, is dit sonder meer dood. Dis nie strooi nie. Dat ek gedink omdat dit outomaties ons terugvat na sekere dinge wat Jesus geleer het, op twee plekke te gaan kyk wat Jesus hieroor gesê het. Dis Matteus 7 en Matteus 25. Matteus 7 van vers 21 tot 23. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie sal daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons dan nie in u naam gepreek nie, deur u naam bose geeste uitgedryf en deur u naam baie wonders gedoen nie? Dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie.
gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree. Dan kan ons sê, ja, dis daarom nou nie om werke te vereis nie, dis so half 'n suggestie in daai rigting, en dan ruk Matteus 25 ons in die bek, en hy sê vir ons, na inleiding, want ek was honger, en julle het my iets gegee om te eet. Ek was dors, en julle het my iets gegee om te drink. Ek was 'n vreemdeling, en julle het my gehuisves. Ek was sonder klere, en julle het my klere gegee, siek, en julle het my verpleeg, in die tronk, en julle het my besoek. Dan sal die wat die wil van God gedoen het, hom vra, Here, wanneer het ons u honger gesien, en u gevoed, of dors, en u iets gegee om te drink, en wanneer het ons u 'n vreemdeling gesien, en u gehuisves, of sonder klere en vir u klere gegee? Wanneer het ons u siek gesien, of in die tronk en u besoek? En die koning sal hulle antwoord, dit verseker ek vir julle, vir sover julle dit aan een van die geringste van hierdie broers van my gedoen het, het julle dit aan my gedoen. Wat hier gebeur is 'n baie sterk tradisie in die evangelies, wat eintlik deurloop tot in die boek Jakobus, wat sê, geloof moet oorgaan in die praktyk. Geloof wat bely word, moet gewys word in werke wat uitgevoer word. En anders as Luther se beoordeling daarvan, dink ek nie, die twee staan reg teenoor mekaar nie. Dis die horlosie se tyd. Die verhouding tussen Paulus se klem op die geloof wat tot redding lei, tot verlossing, wat die voorwaarde is om gelyk in die gelyk gestel te word voor God, is een kant van 'n munt. En soos wat dit met munte gaan, het 'n munt 'n ander kant. En dis wat Jesus eers en dan Jakobus in die brief van Jakobus oorvloedig vir ons verduidelik, dat die geloof se keerkant werke is. En jy kan nie daar verbykom nie. Ek dink dat 'n mens daai vers in Romeine 1 mooi moet verstaan, dat hy gekies het wat hy wou sê, want hy kon Habakuk uit die Hebreëus vertaal het en aangehaal het. Maar hy wou presies dit sê, geloof is die voorwaarde vir redding. En daarom gebruik hy die Septuaginta vertaling van Habakuk. Maar hy sluit daarmee nie enige alternatiewe kyke op die geloof uit nie. Hy stel 'n saak duidelik genoeg dat Martin Luther 1500 jaar nadat hy geskryf het, 'n insig kry wat so groot is dat dit die kerklike wêreld skud. Maar Jakobus, wat in alle opsigte as ons die brief lees, baie naby aan Jesus en sy leringe geleef het iets ingeneem van die voorwaarde wat Jesus gestel het aan sy volgelinge, deur te sê, wat julle glo, moet julle doen, of die geloof is kragteloos. Goed, dit is tot waar ek graag wil hê dat ons vanaand met die tekste werk. Dan het ek gedink, wil ek een of twee goed neem uit die vrae wat die eerste aand gestel was. 'n Paar vrae, 3 van hulle het gegaan oor vertalings en die nut daarvan om ander vertalings te lees. Ek wil sê, hoe meer vertalings jy tot jou beskikking het, hoe beter. 'n Goeie Engelse vertaling is byna ononderhandelbaar. As jy Nederlands of Duits of albei kan lees, doen dit beslis. As jy self Hebreëus of Grieks onder die knie gekry het ergens in die proses, moet die tekste nie laat links lê nie, maar in Afrikaans kan jy soveel as wat jy jou hande op kan lê gebruik. Van hulle is beter en van hulle is swakker. Ons kan 'n ander keer daaroor praat. Maar niemand vertaal 'n Bybel om ander mense te mislei nie.
Dit wil sê, dit is nie deel van die prentjie nie. Die verskriklike teorieë van ek weet nie of jy onthou nie, die 83 vertaling. Hulle het dele van die Bybel uitgelaat en dit is 'n projek om dit en dat te laat gebeur. En dis 'n projek van Rome en ek weet nie wat als nie. Dis fantasie en dis louter nonsens. Dis dikwels die neerslag van goeie wetenskap en dit is primêr tekswetenskap wat maak dat goed anderster vertaal is of tekste in voetnotas ingeskuif het om te sê in die beste oorgelewerde tekste kom hierdie nie voor nie en dan dit in 'n voetnota te sit. Ons moet ons daarvan weerhou om te dink mense doen 'n Bybelvertaling in 5, 6, 8, 10 jaar om iemand om die bos te lei. Gebruik dit as alternatiewe kyke op die Bybel. Ons het van letterlik regdeur tot swak parafrase vertalings in Afrikaans, maar hulle is almal bruikbaar. Ek dink dat 'n mens moet weet dat vertaling 'n projek van keuse is. Daar's male sonder taal. 'n keuse tussen twee woorde wat jy moet maak, tussen twee frases. Partykeer is baie moeiliker, dis die 'n keuse om 'n betekenis toe te ken aan 'n woord wat net een keer in Hebreëus voorkom. Ons noem dit hapax legomena. Hy's net een keer. Ons weet nie presies wat hy beteken nie, maar uit sy konteks soek ons na 'n betekenis daarvan. In Grieks is die probleem dat die antieke Grieks baie goed, klassieke Grieks baie goed bekend is. Die Koine Grieks of die Hellenistiese Grieks is 'n algemener soort Grieks, maar soos in enige taal vandag is daar variasie binne in 'n taal en dit vind neerslag in die tekste wat in daai taal geskryf word en maak dat 'n woord iets kan beteken in klassieke Grieks, maar baie ligter of 'n baie swaarder betekenis kan hê in Koine Grieks. Ons het gepraat oor die skynbare konflik tussen verlossing deur geloof alleen en die werke. Dis vir my 'n baie belangrike ding dat ons weer en weer daaroor praat, dat dit twee kante van 'n munt is. En ek is verskriklik dankbaar vir ons gemeente dat ons eintlik ruimte het vir mense om die geloof te laat groei en aan die ander kant werke te doen in projek op projek op projek waar ons regtig ons hande kan uitsteek, ons vingers kan vuil maak om te help waar daar nood is, want dit is die twee kante van die munt van geloof. Daar's 'n vraag oor die letterlikheid van leiers soos Moses en Joshua en daai opdrag om die land in besit te neem, eers die uittog uit Egipte, die land in besit te neem. Ek hoop dat in die gang van die beskrywing ek duidelik gemaak het dat die geskiedsbeskrywing binne 'n ideologiese raamwerk gebeur. Dis nie in die eerste plek geskiedskrywing nie. Ek dink ek het die eerste keer gesê, hierdie geskiedenisboeke, beide Josua, Rigters 1 en 2, Samuel 1 en 2 Konings en Kronieke, as die ander geskiedskrywing, is preke met die geskiedenis as teks. Dit gaan oor God en sy betrokkenheid by sy volk en sy mense, hulle ongehoorsaamheid, hulle onvermoë om te doen wat God eis en die verskriklike hartseer omstandighede waarin dit die volk plaas, as ons die profete reg verstaan, God plaas, deurdat God emosie wys en teleurgesteld is deur sy mense. En dan vra iemand, is dit verkeerd om die Bybel te sien as die getuienis van mense se belewenis van God? Dis nie, dis wat ek probeer sê het met die organiese inspirasie leer, dis mense wat iets van God beleef, maar dan deur die hele kanoniseringsproses sien ons steeds die Heilige Gees werk. Deur die oordrag na vertalings toe in die vertalingsproses, sien ons die proses van God se werking in die kerk en deur die kerk. En ek dink dat 'n mens die menslikheid van die tekste en die geloof
nie ten koste van die goddelikheid daarvan moet verhef nie, maar dat jy die goddelike oorsprong daarvan nie so swaar moet beklemtoon dat daar nie plek vir mense is nie. Want dis die aard van die kerk. Die kerk is die liggaam van Christus op aarde. Maar soos Juda, soos Israel, soos die eerste mense, is ons sondig en haper dit konstant in ons verhouding met God, en daarom het ons 'n verlossing nodig. Nou sê, dankie vir jou geduld. Is daar 'n dwingende vraag? Wat iemand... So, ja, glad nie. Ek gebruik baie graag myne. Ek gebruik die soek funksie daarvan. Ek is baie skrikkerig vir die wetenskap rondom die Bybel op sosiale media. Want ek het die grootste nonsens van my lewe daar gelees. Dit wil sê, daai soort goed is ek verskrik as iets nie vers en kapittel beredeneer is nie. En praat ek nie van TED Talks en daai soort van goed waar 'n mens regtig iemand het wat met kundigheid goed hanteer nie, maar die soort ding, kom ons noem dit die profeet in die bakkie, jy weet, hy het 'n baard en hy praat en hy sê vir jou wat die Here aan hom openbaar het. Ek skrikkerig vir daai ouens en ek luister verkieslik glad nie na hulle nie. Maar die toep met die teks en 'n verskeidenheid van vertalings, dink ek, soek die beste een, die Bybelgenootskap het een wat jy kan aflaai en dan jy kan seker bykies, maar al 3 Afrikaanse Bybels en amptelike vertalings en een van die Engelse vertalings, en die Engelse vertalings is so goed teenwoordig op toeps en op die internet, dat 'n mens amper vrye toegang het. Ek hou Dis in die 2020 vertaling die wonderlikste ding. Hy het eintlik 'n studiebybel geword. Beide met die verklaringkie direk ABC en dan met die teksverwysings. Het dit 'n verklarende Bybel geword. Was nog 'n vraag? Marie. Behalwe verkeer is. Ja, tevore. Nee, 100% reg. Sy geloof het hom inderdaad gered. Goed. Moet asseblief nie loop sonder om die evaluasievormpie in te vul nie, maar ek sluit graag af met 'n gebed. Ons liewe Here, baie dankie dat ons vir 3 weke kon delf in verskillende aspekte van die Bybel, as die woord van God, as die geloofsboek waarin ons soveel waarde heg, as tekste wat op maniere met ons praat, deurdat dit aan ons bekend is, of deurdat ons dit leer ken, as iemand dit voorlees, en die manier waarop die interaksie tussen geskiedenis, die kennis wat ons het, die teologie wat ons glo, en die geloofspraktyk waarna ons soek en streef, hoe dat dit alles by mekaar kan kom. En ek wil vra, Here, dat U die Bybel sal dit lewe, U woord sal dit lewe in ons midde. Baie dankie vir die wonder daarvan, baie dankie vir die ingewikkeldheid daarvan, dat ons net nooit sal kan vermoed dat ons eintlik 'n greep op U het, en eintlik kan sê hoe God werklik is nie. Want U is God en nie 'n mens nie. En ons is mense en nie God nie. Seën ons in Jesus se naam.